Welkom by week 3 van ons reeks Made for a Mission. En in die vorige sessies het ons ontdek dat God die mens en die aarde wil restoreer. Nou laasweek het ons geleer hoe ons God se teenwoordigheid op aarde kan vervul. Met hierdie sessie begin ons dan meer fokus op jou rol binne God se plan in sy koninkryk. Ek wil begin met 'n stukkie navorsing wat ons help om te verstaan wat dit maak dat die mens 'n meer vervulde en gelukkige lewe het as ander. Nou in hierdie navorsing is daar gevind dat daar 'n groep is van ongeveer 20% van mense wat iets ontdek het oor die lewe wat die lewe sin gee. Nou wat verbasend was dat dit nie eintlik sukses by die werk of 'n sekere lewensstandaard was nie. Hulle het eintlik ontdek wat mense lewenssin gee is eintlik die ding wat die bron van wat die lewe ware betekenis gee is eintlik mense beleef hierdie wanneer hulle ware ek ontdek. En wanneer hulle ware ek ontdek en dit kan uitleef as volgelinge van Jesus in die koninkryk en hulle elke dag lewe. Hulle het eintlik hulle eie rol in die storie van Jesus ontdek. Nou as ons die metafoor sou moes gebruik van 'n toneelstuk, is ons baie maal die regisseur en Jesus vertolk 'n rol in ons toneelstuk, reg? Waar ons hom nodig moet hê, kom hy in en hy kom help en hy speel 'n rol binne waar dit moet regkom, maar as ons die ware sin en betekenis moet kry van die lewe, moet ons hom eintlik die regisseur maak van ons lewens. Ons word deel eintlik van sy toneelstuk en hy het 'n spesifieke rol vir ons om te speel binne sy skrip wat hy geskryf het vir ons. So om ons rol te ontdek, moet ons eintlik verstaan dat die Here ons elkeen uniek gemaak het. Jy het unieke talente en passies wat die Here vir jou juis gegee het. Daarom begin die ontdekkingsreis eers by wie jy is en nie wat jy moet doen nie. Want as jy jou wie of jou ek ontdek, vloei jou wat jy moet doen eintlik vanuit dit uit. So in jou boekie is daar 'n aanhaling van Dave Lomas. Hy sê die volgende, hy sê before God tells you what to do, he tells us who we are. Nou is jy reg om op hierdie ontdekkingsreis te gaan, om jou wie jy is of jou ek, jou uniekheid te ontdek en jou persoonlike lewensmissie neer te skryf. Nou om dit te gaan doen, moet ons fokus op 3 areas. Die eerste area is wie is jy? Dit verwys na jou persoonlikheid en jou waardes. Die tweede een is wat is jou passie? Waarvan hou jy eintlik? Derde een is wat is jou vermoëns? Waarin is jy regtig eintlik goed? Nou die eerste stap, wie is jy? Moet ons eintlik dan die eerste vraag vra. Wie is jy? Nou, as ek dit gevra het, het ek hoop, jy kom by 'n punt waar jy sê, ek is byvoorbeeld Johan en ek het 'n unieke persoonlikheid met unieke waardes. Jy sien, daar is verskillende persoonlikheidstoetse wat jy kan doen om jouself te ontdek. Ons gaan die DISC persoonlikheidstoets gebruik om jouself te ontdek. Jy kan baie leer vanuit jou persoonlikheid. Byvoorbeeld, wat se rol jy binne 'n bediening selfs moet speel, kan jy uit hierdie toets uitleer. Soos byvoorbeeld die D van die DISC profiel wil dinge laat gebeur en gewoonlik leiding neem oor projekte. Hulle is meer taakgerig en wil dinge vinnig laat gebeur. Die I in die DISC profiel wil mense motiveer en elkeen help om hulle rol te vertolk. Hulle is meer verhoudingsgerig, maar wil ook nog steeds dinge laat vinnig gebeur. Hulle is baie buigsaam. Hulle dink buite die boks. Hulle dink ook vir mense en hulle wil graag mense se inspraak ook belangrik ag. Die S-mense is mense wat gewoonlik ander mense wil help deur hulle krisisse. Hulle is baie verhoudingsgefokus. Hulle laat ook dinge maar 'n bietjie stadiger gebeur en hulle wil nie die persoon verloor nie. Die C van die DISC profiel is mense wat wil prosesse in plek sit. Dis wanneer hulle wil sien dat prosesse baie effektief moet funksioneer. Dis baie taak is baie belangrik vir hulle, selfs baie keer belangriker as verhoudings. Hulle krag lê in prosesse en probleemoplossings. Jy sien, almal het 'n passie en jy het 'n passie wat jy moet ontdek waar jy kan 'n verskil maak. Om jouself die vraag te vra, wat laat jou lag? Wat maak jou gelukkig? Wat maak jou opgewonde om goed te doen? Wat laat jou huil?
dinge wat miskien jou pla en bekommerd maak. Miskien moet jy die vraag vra, wie wil jy help? Byvoorbeeld, wil jy betrokke raak by die seniors of by die kinders? Of wil jy meer help om mense uit hulle armoede uit te kry? Of miskien moet jy die vraag vra, waar wil jy 'n verskil maak? Soos ek wil betrokke raak by besigheidsmanne. Om hierdie vraag te vra, kan jy ontdek waar jy wil bedien. Die punt is, daar is baie plekke waar jy kan dien. Nou, Jesus maak hierdie interessante stelling in die Saligspreker, Matteus 5 vers 4. Hy sê, gelukkig is die treurendes, wat God sal self hulle trane afvee. Jy sien, daar is dinge in jou lewe en in jou wêreld wat jou laat treur, wat jou hart raak, wat jy voel jy wil verander. Jy het 'n passie, wat jou help om daai plekke te ontdek waar jy wil 'n verskil maak. Die probleem is, meeste mense sê, hulle het 'n verskoning van hulle het nie die potensiaal of hulle kan nie 'n verskil maak nie. Jesus vertel 'n gelykenis in Matteus 25 vanaf vers 14. Die gelykenis van die 3 slawe en die goue muntstukke. Jesus praat hierso en hy sê, verder is God se koningsheerskappy soos iemand wat op 'n reis wou gaan. Hy roep toe sy slawe bymekaar en vertrou sy geld aan hulle toe, om daarmee te woeker terwyl hy weg is. Jesus vertel dan later deur die storie, hy noem dat die koninkryk van God is soos 'n man wat op reis gaan en sy werknemers toerus om die verantwoordelikheid op te neem van sy besigheid. Hy gee vir elkeen 'n bedrag of talente om daarmee te werk. Nou 2 van hulle gebruik dit wat Jesus vir hulle gegee het. Inteendeel, soos hulle dit gebruik, groei hulle in hulle vermoëns, hulle vermenigvuldig dit. Nou toe die meester terugkom, was sy woorde aan hierdie 2 manne, en ons stel die storie op in Matteus 25 vers 21. Die eienaar het hom geprys en gesê, uitstekend, jy is 'n voortreffelike slaaf, een op wie ek kan staat maak, en die klein het jy jou betroubare bewys. Daarom gaan ek nog baie groter verantwoordelikhede aan jou toevertrou. Kom vier saam met my 'n fees. Jy sien, ons moet ontdek wat se vermoëns en gawes het Jesus in ons ingebou. Jy sal verbaas wees hoeveel jy het om by te dra tot sy koninkryk op aarde. Miskien moet jy terugkyk na jou lewenservarings, want dit kan jou baie van jouself leer. Selfs om net jou lewensstorie deur te gaan, kan jy verskillende emosies beleef. Net deur die vraag miskien te vra, waarom het ek so gevoel, sal jou baie antwoorde gee oor jouself. Jy het dinge gedoen wat miskien ook makliker vir jou was as ander, so selfs om met so jou regterhand te skryf byvoorbeeld. Die vraag wat kom natuurlik sal jou lesse leer oor jouself. So om te vra wie jy is, waarvoor is jy passievol en watter talente het jy om te gee om 'n verskil te maak, sal jou help om eintlik te ontdek waar jy 'n verskil kan maak. Ek wil jou vra, werk deur die vraelyste, vul dit in, skryf jou antwoorde oor in jou missieprofiel. Want met die volgende sessie gaan ons gesels oor hoe om ons lewensmissie te skryf. Nou as jy die proses saam met 'n groep doen, gesels saam in die groep oor elkeen se lewenservaring. Miskien kan julle met mekaar iets nuuts leer van mekaar en miskien van jouself. Geniet die tyd saam.